Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Stefanus, die eerste bloedgetuie vir Jesus, en ons tema bloedgetuies en baanbrekers vir Jesus. Van die oomblik dat Stefanus sy mond oopgemaak het, het die atmosfeer in die vertrek verander. Dit was nie 'n skugter gelowige wat homself probeer red het nie. Dit was 'n man wat in vuur en vlam van waarheid gestaan het voor 'n raad wat reeds sy lot besluit het. Elke woord wat hy gespreek het, het deur eeue se tradisie gesny en die harte van manne deurboor wat beweer het dat hulle God verdedig, maar nie sy seun kon herken nie. Die spanning het met elke woord gestyg, maar Stefanus het nie teruggedeins nie. Hy het nie gepraat om te oorleef nie, hy het gepraat om te getuig. En toe die woede in die vertrek sy breekpunt bereik het, het iets gebeur wat niemand verwag het nie. Die hemel het oopgegaan. Stefanus het gesien wat hulle nie kon sien nie. Jesus staan aan die regterhand van God. Op daardie oomblik het die verhoor nie meer oor skuld of onskuld gegaan nie. Dit het 'n botsing geword tussen aardse woede en hemelse werklikheid. Wat gevolg het, sou die begin van 'n nalatenskap in bloed geskryf wees. Die verhaal van die eerste bloedgetuie vir Jesus. Die sleutelvers vir vandag kom uit Handelinge 7 vers 55. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Die oordeenking vir vandag: 'n getuie vir wie niemand kon stilmaak nie. Stefanus het in 'n hofsaal vol vyhandigheid gestaan, maar hy het met 'n helderheid en moed gepraat wat die vertrek geskud het. Terwyl hy Israel se geskiedenis nagespeur het en die hardheid van hulle harte gekonfronteer het, het die godsdienstige leiers woedend geword. Maar Stefanus is nie deur vrees gedryf nie, hy is deur waarheid gedryf. Sy gesig het geskyn soos die van 'n engel, nie omdat hy veilig gevoel het nie, maar omdat hy oorgegee was. En toe hy verklaar dat hy Jesus nie sittend nie aan die regterhand van God sien staan, het die skare uitgebars van woede. Hulle het hom uitgejaag, hom gesleep tot buite die stad en hulle woede op hom losgelaat. Selfs terwyl klippe op hom gereën het, wou Stefanus nie stil bly nie. Die boodskap van Jesus het te diep in hom gebrand om onder dreigemente of geweld begrawe te word. Die houe het sy vlees geskeur, maar hulle kon nie aan sy oortuiging raak nie. Met bloed in sy oë en pyn in sy liggaam het hy dieselfde gebed gebid as wat sy verlosser gebid het. Here, ontvang my gees en hou hierdie sonde teen hulle nie. Sy laaste asemteug was nie 'n uitroep van vrees nie, maar 'n verklaring van vergifnis. Onder die skare het 'n jong man met die naam Saulus gestaan, briljant, ywerig en oortuig dat hy God verdedig deur die volgelinge van Jesus te vernietig. Hy het die mantels van die skerp regters vasgehou en eenstemmig sy kop geknik toe Stefanus geval het. Tog het iets in Stefanus se gesig, iets in sy moed, iets in sy gebed diep in Saulus se hart vasgesteek. Hy het probeer om dit af te skud, maar hy kon nie. Die gloei in Stefanus se gesig wat hy as arrogansie afgemaak het, was iets heeltemal anders, die onmiskenbare teenwoordigheid van God. Stefanus het die eerste bloedgetuie van die kerk geword, nie omdat hy die dood gesoek het nie, maar omdat hy geweier het om die waarheid te ontken. Sy lewe leer ons dat om 'n bloedgetuie te wees, nie daaroor gaan om dramaties te sterf nie. Dit gaan daaroor om getrou te leef. Dit gaan daaroor om Jesus meer lief te hê as veiligheid, meer as jou reputasie, meer as aanvaarding. Dit gaan daaroor om die waarheid te spreek, selfs wanneer dit jou iets kos. Stefanus se dood was nie 'n nederlaag nie, dit was 'n saad. En uit daardie saad sou self Saulus, die een wat sy teregstelling goedgekeur het, eendag opstaan as Paulus, die apostel wat die wêreld geskud het. Stefanus se storie konfronteer ons met 'n vraag wat ons nie kan ignoreer nie.
Wat is Jesus vir jou werd? Jy mag dalk nooit met klippe of gegooi word of howe in die gesig staar nie, maar jy sal oomblikke teekom waar jou lojaliteit getoets word. Oomblikke waar stilte makliker voel as waarheid. Oomblikke waar kompromie veiliger voel as oortuiging. Stefanus wys ons hoe dit lyk om te staan, nie in woede nie, nie in trots nie, maar in 'n geesgevulde dapperheid. Mag sy getuienis vandag iets in jou aanwakker, 'n vasberadenheid om dapper te leef, waarheid te praat, diep lief te hê en Jesus te volg ongeag die koste. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Stefanus se verhaal word nie bewaar om ons 'n held van lank gelede te laat bewonder nie. Dit is geskryf om iets binne in ons vandag wakker te maak. Sy moed het nie van persoonlikheid of temperament gekom nie. Dit het van 'n hart gekom wat in die Here geanker is. Hy het Jesus vir hom gesien opstaan en daardie visie het hom bemagtig om vir Jesus op te staan. Dieselfde gees wat Stefanus gevul het, leef nou in jou en roep jou tot 'n geloof wat nie terugdeins wanneer die druk te veel raak nie. Jy mag dalk nooit met klippe gegooi word nie, maar jy sal oomblikke in die gesig staar waar jou lojaliteit aan Christus getoets word. Oomblikke waar die waarheid jou vrede kos, oomblikke waar gehoorsaamheid jou goedkeuring kos, oomblikke waar om stil te bly veiliger voel as getuienis. Stefanus wys ons dat getrouheid nie gemeet word aan die grootte van die bedreiging nie, maar aan die diepte van ons oorgawe. Hy leer ons dat dapperheid nie die afwesigheid van vrees is nie, dit is die teenwoordigheid van Christus. Laat sy lewe dus 'n spieël vir jou eie lewe word. Laat sy toewyding die plekke bloot lê waar jy stil, huiwerig of gemaklik geword het. Laat sy vergifnis die wrokke wat jy nog steeds koester, uitdaag. Laat sy vrymoedigheid jou inspireer om te praat wanneer God jou aanspoor, om lief te hê wanneer dit jou duur gaan kos en om vir Jesus op te staan wanneer dit jou ongewild gaan maak. Stefanus het gesterf met sy oë op Jesus gefestig en dit is hoe jy geroep is om te lewe. Mag sy getuienis 'n heilige vasberadenheid in jou aanwakker, om met oortuiging te leef, om sonder vrees lief te hê en om Jesus te volg met 'n hart wat weier om te kniel. Die wêreld mag dalk nooit jou naam ken nie, maar die hemel sien jou geloof. En dieselfde Jesus wat vir Stefanus opgestaan het, staan vandag saam met jou. Kom ons bid saam. Christus, my Here, U is die een wat Stefanus raak gesien het, die opgewekte koning wat vir sy mense opstaan in hul oomblik van beproewing. Vandag vra ek U om my dieselfde moed te gee wat sy hart gevul het, dieselfde heerlikheid wat sy oë op die hemel gefestig het en dieselfde liefde wat sy laaste woorde gevorm het. Laat my lewe geanker wees in die werklikheid van wie U is, nie in die vrees vir wat ander mag dink of doen nie. Here, leer my om standvastig te wees wanneer die druk erger word. Versterk my om die waarheid te praat wanneer stil bly veiliger voel. Gee my 'n hart wat gehoorsaamheid bo gemak waardeer, oortuiging bo kompromie en die goedkeuring bo die applous van mense. Laat die vuur wat in Stefanus gebrand het, in my brand. 'n Vuur wat geen bedreiging, geen teenstand en geen omstandighede kan blus nie. Heilige Gees, vul my met die vrymoedigheid wat kom van die wete dat Jesus alles werd is. Vorm my karakter so diep dat vergifnis selfs vloei na diegene wat my seer gemaak het. Laat my reaksies die liefde van Jesus weerspieël, nie my emosies nie. En wanneer ek oomblikke teekom wat my geloof toets, herinner my daaraan dat ek nooit alleen staan nie. Want dieselfde Christus wat vir Stefanus opgestaan het, staan nou saam met my. Vader, ek mag dalk nooit met klippe gegooi word nie, maar ek staan elke dag voor keuses. Vandag kies ek getrouheid. Vandag kies ek dapperheid. Vandag kies ek Jesus. Maak my lewe 'n getuienis wat ander na U wys en laat my toewyding die nalatenskap weerspieël van diegene wat alles vir U naam gegee het. In die magtige naam van Jesus Christus bid ons dit.
Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Handelinge 4 vers 13. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. Ware dapperheid word nie vervaardig nie. Dit is die vrug van om met Jesus te wees. Stefanus se vrymoedigheid het van dieselfde bron gekom. Sy lewe herinner ons daaraan dat intimiteit met Christus 'n vertroue voortbring wat geen hofsaal, geen skare en geen bedreiging kan stilmaak nie. Die volgende vers kom uit 2 Timoteus 4 vers 17. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidenasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Stefanus het gesien hoe Jesus vir hom staan en daardie visie het alles verander. Hierdie vers bevestig dieselfde waarheid. Wanneer jy vir Christus staan, staan Christus saam met jou. Krag word nie in jou vasberadenheid gevind nie, maar in sy teenwoordigheid. En dan die laaste vers kom uit Matteus 10 vers 28. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Stefanus het dit diep verstaan. Sy lewe en sy dood getuig dat aardse bedreigings hul krag verloor wanneer die ewigheid jou lens word. Vrees vervaag wanneer jy besef dat geen mense hand kan aanraak wat God vir ewig verseker het nie. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Tot volgende keer. Ons gesels weer. Shalom, shalom.